Goeiemôre liewe luisteraar, baie welkom by ons erediens vanuit Openbaring 4 vers 1 tot 11 met die tema die troonkamer van God. Nou geliefdes, is wonderlike reeks wat ons deur Openbaring vat en daarom begin ons as voortem in vers 3. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat dit ter harte neem wat daarin geskrywe staan. Want die eindtyd is naby. Nou geliefdes, die eindtyd, elke generasie het 'n vorm daarvan gevoel, een of ander ramp of oorlog of ekonomiese verval of dood op 'n manier. So daarom, om dit ter harte te neem, is wat God wys, wat werklik geseënd is. Daarom kom groet hy ons met sy seën van vers 5. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die aarde, oor die konings van die aarde. Tot sover geliefdes. Geliefdes, ons het laasweek begin met beeld van God, maar weer is ons besig met die beeld van God en daarom sing ons saam beeld van God. Nou geliefdes, as wetgedeelte, kyk ons weer na 2 gedeeltes vanuit Openbaring en ek wil ons weer herinner wat Matteus sê, want Matteus, wat eintlik 'n voorbereiding is, Matteus 25 vir hierdie, is dat
die Here vir ons daarin sê, hy sê daar gaan 'n tyd kom wat mense se ontzag vir die wet gaan vervlou, daarom gaan die liefde verkoel en dan sien jy hoe oorlog gaan begin en al daai dinge wat sleg is. So die Here het gesê daar gaan tye wat reeds in die geskiedenis was en wat in die toekoms gaan kom, maar gaan tye wees in die wêreld of in ons land of so aan wat mense nie met ontzag en respek oor die woord van die Here en veral sy wet, sy 10 gebooie, wat mense dit nie ernstig opneem nie of hulle ontzag verval en dan verkoel die liefde en dan het dit 'n effek op die wêreld. So dis vir ons altyd belangrik dat ons met respek daarvan sal praat en dat ons dit sal herinner. En kom ons kyk net weer wat Openbaring daarvan sê. Ek lees vir ons Openbaring 12 vers 17. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar en teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. So jy kan sien, nee, die wat aan die getuienis van die Here vashou, die Nuwe Testament, sal ook die gebooie onderhou. En die draak wat die vyand is, wat die duiwel is, hy gaan oorlog maak teen die wat die gebooie onderhou, want dit is 'n vreeslike bedreiging vir dit. So ons moet weet, nee, die belangrikheid daarvan. En daar gaan teenstand wees, en daar gaan mense wees wat sê, nee, dis nie nodig nie, en al daai goed. So, ons moet volhard daarin. En ek lees vir ons dan Openbaring 14 vers 12, daar sal staan, hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom, en in Jesus bly glo. So jy kan sien, nee, die dinge wat ons lees in Openbaring, gaan 'n bedreiging wees vir baie se geloof, en daar gaan baie uit die geloof uitval, maar dan die belangrikheid is om in Jesus te glo, is twee kante van dieselfde munt. Om te glo is ook om te gehoorsaam, die gebooie te gehoorsaam, en dis iets wat ons moet volhard tot die einde van ons lewens, en ook wat ons, die wêreld moet leer, om daarin te volhard. So geliefdes, kom ons raak rustig, dan sing ons saam al die lof, aanbidding en ere. Dan bid ek vir ons, en dan gaan ons voor met die skriflesing. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou.
Ons magtige Vader, Heer, wat 'n wonderlike voorreg om in U woord te kan verdiep, om te kan weet ons is U kinders en weer om U troonkamer te sien. Vader, ons weet ons sal dit nooit werklik verstaan nie, maar U gee vir ons 'n oogblink daarin. Heer, daarom vra ons dat U ons sal voorberei daarvoor, dat ons dit sal verstaan, dat dit sal deel maak van ons lewens. En Vader, dit wat ons in Openbaring sal leer, werklike erns daarmee sal maak, want soos U gewys het, dit is wat ware geseëndheid is om erns te maak met dit wat in hierdie boek staan. En daarom vra ons dat U deur die Gees ons harte daarvoor sal voorberei. Ons sal wys hoe om dit te gaan toepas. Ons sal vermaan waar vermaaning nodig is. En Vader, ons sal dit groei deur hierdie hele proses. Help ons om te verstaan. Herinner ons weer aan die liefde, aan die genade, dat U ons sondes vergewe het. En Here, ons bid so vir ons familie en ons omgewing. Heer, dat U vir ons genadig sal wees, dat ons 'n bestaan kan maak in hierdie wêreld, dat ons toegerus kan word om die evangelie te kan uitbrei. Heer, wees met ons geliefdes. Heer, bovenal dat hulle U beter sal leer ken, daar waar dalk een weggedwaal het, bring hom terug. Heer, help ons om hulle terug te bring. En op hierdie manier, Heer, geef ons vrede. Veral wanneer ons hierdie woorde lees, dat ons die vermaaning daarin sal sien, maar ook die troos wat U vir ons gee. Heer, ons loof en prys U vir alles wat U doen en vir wie U is vir ons. Dankie dat U ons sondes vergewe en in ons harte regeer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Openbaring 4. En ek wil 4 en 5 saam gelees het, maar toe nou net by 4 stil gestaan. Nou, hoofstuk 4 is 'n gedeelte waar God nou of waar Johannes kry nou 'n beeld van hoe dit lyk binne die troonkamer van God. Wat hy alles sien, wat alles daarso is. Ons 'n bietjie van 'n voorstelling hier in die prent. Natuurlik is dit baie moeilik om 'n voorstelling werklik weer te gee. Maar dit is wat hy sien, hierdie troonkamer van God. En dan sal nou later sien hoekom dit so nodig is. Maar ek lees vir ons Openbaring 4, vers 1 tot 11. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my oor praat het en gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien dat daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karneool. Op die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale gedreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was ook 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë en van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder rus gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toegebring het aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit daar hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het.
Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Geliefdes, tot sover die woord van die Here. Die troonkamer, God en die Lam. Geliefdes, ons het nou deur hierdie reeks gegaan van Openbaring. Is wonderlik, ons gesê Openbaring bou so op mekaar. En veral daarom het ons begin by hoofstuk 1. Ons het die beeld van Jesus daarin gesien en in die beeld van Jesus het hy sy eienskappe geopenbaar. Veral in terme van sy oordeel. En sy oordeel oor die kerk is eerstens om te troos, maar dan ook om te suiwer. En dat ons meer die sonde los en meer lyk soos Jesus. Nou met hierdie eienskappe van Jesus gaan Jesus dan en hy gaan na elkeen van die gemeentes toe. En dis belangrik om te weet, want Jesus gaan eers na die kerk toe en hy gaan oordeel hulle en dan gaan oordeel hy die wêreld. En dit is 'n teks uit Petrus ook wat sê die oordeel van God begin by die huis van God. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom oordeel God eers die kerk en dan die wêreld? En die rede daarvoor is dis die kerk se werk om vir die wêreld te wys wat reg en verkeerd is. En eers as die kerk dit doen, en hulle kan dit nie doen as hulle nie gesuiwer word nie. As die kerk lyk net soos die wêreld, as die kerk volhard in al die sondes wat die wêreld volhard, dan kan hulle die wêreld nie wys wat reg en verkeerd is nie. So die Here kom eers en hy suiwer die kerk dat hulle 'n heilige lewe lei. En dan gaan die Here en dan het die kerk 'n groot verantwoordelikheid. En ons besef dat om deel te wees van die kerk is 'n wonderlike voorreg, maar dit is 'n verantwoordelikheid. En so dan kom suiwer die Here die kerk en dan kan die wêreld nou kies. Hulle kan ons nou kyk na die kerk en hulle kan sien die kerk wys wat is reg en verkeerd. En nie net dit nie, dit wys vir ons daar's 'n uitweg van die sonde, ons kan verlos word en daar's 'n pad na die Here toe. En dan kan die wêreld kies of hulle reg wil doen of verkeerd doen, want nou weet hulle wat dit is. So dit is waaroor hoofstuk 4 gaan. Is die kerk is klaar geoordeel en nou gaan die wêreld begin geoordeel word. Maar voordat die wêreld geoordeel gaan word, gaan daar eers geleer word wie God is. Want dit is belangrik vir ons of vir die wêreld om te weet wie God is voordat hy gaan oordeel. Dit is belangrik, nee, vir ons om te weet op grond waarvan ons geoordeel gaan word. Nee, as ons die eienskappe van God ken, dan weet ons op grond daarvan gaan ons geoordeel word. Ek wil net vir ons so 'n klein praktiese voorbeeld noem van hoe dit saak maak om te weet die een wat oordeel om hom te ken, sy eienskappe en wie hy is. En nou daar's hordes voorbeelde in die politiek wat ek kon genoem het. Dat elke keer as daar politikus jy weet skuldig bevind word of iets, dan word die een wat oordeel gewoonlik die regter word jy weet aangeval en sê nee, maar daai regter was onregverdig of wat ook al so. Nee, selfs die wêreld doen dit, nee, hulle baie keer wil die regter blameer. Nou hierdie ons word geleer om objektief te wees, maar nog steeds. Nee, so dit is belangrik, nee, die een wat oordeel moet geken word. Nou wil ek sommer net, ek probeer dit lig hou, so ek dink sommer weer aan die rugby. Jy weet, toe ons later na die 2019 wêreldbeker, nee, was ons daai dokumentêr oor Rassie Erasmus en jy weet oor die Springbokke. Nou op 'n stadium het hulle vir hom gevra, jy weet, hoekom het hy Mapimpi gekies terwyl hy soveel foute gemaak het? Daar was soveel foute wat Mapimpi gemaak het. En toe sê Rassie, hy het hom nie vertrou nie. Hy het gedink, ons moet hom maar laat gaan en nie deel maak van die Springbokspan nie. Onthou, Rassie is op die stadium die een wat oordeel. Die een wat oordeel of hierdie speler goed genoeg is vir die rugbyspan, vir die Springbokspan. En hy het gesê, jy weet, hy het al die foute gesien, maar toe kom sê iemand vir hom, hoorie maar, is jy bewus van, Mapimpi het 'n erge kniebesering en hy hou aan. En Rassie se opinie oor hom het verander, want hy sê hy het 'n warrior gees, hy's taai, jy weet, hy druk deur, as dinge begin moeilik raak, dan gee hy nie op nie, hy het die besering en hy kan sien hoe hy deurdruk, deur al hierdie dinge. So mens kon sien, Rassie het meer waarde daarin gevind aan iemand wat taai is en iemand wat deurdruk as dit moeilik is, in plaas van sy, wat 'n foute hy byvoorbeeld maak en so. Nee, so, vir enige ou wat dan nou, jy weet, 'n Springbok wil word, sou dit goed gewees het om te weet waarin Rassie, die een wat beoordeel, waarde vind, nee, en wie hy is.
en wat hom maak wie hy is. Nee, so dit is vir ons baie belangrik om daardie goed te ken. Nou, dis nou dieselfde so met God. Nee, om te weet hoe God gaan oordeel oor die wêreld, moet ons weet wie hy is en weet wat is sy eienskappe. Daarom, dit is hoekom Openbaring nou eers stil staan by hoofstuk 4, om dit vir ons te wys. Nou, om ons te help, om te weet, waaruit bestaan God, en om te weet, nee, hoekom God die oordeel wat oor die wêreld kom, hoekom hy dit doen op hierdie maniere, en natuurlik die groot ding, om te weet, dat God kom, en hy kom dinge regstel. Nou, hoofstuk 4 is baie sentraal deur die res van Openbaring, soos wat gesê het met hoofstuk 1 ook, nee, daai beeld word juist vir ons gegee in so 'n beeld, dat dit maklik vir ons is om al hierdie eienskappe van Jesus te onthou, sodat ons kan onthou vir die res, en weer is dit so, met die res van Openbaring. Nou, ek kan natuurlik nou nie al die simboliek wat in hoofstuk 4 genoem word nie, so vir al daai beelde van die leeu en die bul en die mens en die daarin kan jy gerus gaan Google. Dit is daarom baie voor die hand liggend. As mense dit nou eers sien, dan kan al daai simboliek gaan vra. Waar gaan dit? Nou ek wil vir ons net daarom by waar daai glans wat uit God uitkom, ek wil daar by daai gedeelte stil staan, en dit is nou vir my lekker, en ek sal vir julle wys hoekom. Maar as jy wil verder voorberei vir Openbaring, gaan lees waaroor gaan al daai simboliek. Ek staan stil by sekere punte, en ek gaan vir ons noem, die eerste ding, ons kyk na die persoon op die troon. En dan sien ons uit hierdie persoon op die troon, straal daar sekere kleure, so 3 kleure, en dan kyk ons na die kleur opaal, ons kyk na die kleur karnewil, en ons kyk na die reënboog met die smarag glans. Dit is die punte waarna ons kyk in Openbaring 4. Nou, geliefdes, die eerste punt waarby ons begin, is die persoon op die troon. Dit is ons eerste punt, en soos wat ons nou in die troonkamer van God kom, is een van die eerste gesigte wat Johannes sien, is die persoon op die troon. Nee. Nou natuurlik, hierdie is God, wat op die troon sit. Maar, hy kan nie 'n mens daar sien sit nie. En daar is 'n baie kort beskrywing van hierdie persoon wat op die troon sit. En daar is 'n baie goeie rede vir dit, en ek lees net vir ons weer vers 2 en 3, wanneer dit beskryf word. Onmiddellik is daar deur die Gees meegevoer. Ek het gesien dat daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnewil. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Dit is baie interessant. Nee, kort beskrywing, daar word nie gesê dis 'n mens nie, maar ons weet dis God. Nou hoekom word God so beskryf? Want God is nie 'n mens nie. Hy's gees, nee, maar weer eens, kort beskrywing, want God kan nie beskryf word in menslike termes nie. Ons gaan God nie verstaan in sy volheid, nie terwyl ons op aarde is nie. Net soos Moses, wat nie in die heerlikheid van God kon gewees het nie. Ons kan ook nie, en ons mensewoorde kan dit ook nie doen nie. Maar daar is sekere eienskappe wat God van homself vir ons openbaar, maar hierdie ding moet ons ook weet, dat ons weet, maar ons gaan hom nie ten volle kan verstaan, en alles kan vergelyk nie. Nou, van hierdie eienskappe wat uit hom uitstraal, is dit wat God beskryf. Nou, ek wil vir ons deur daardie kleure vat, maar hierdie eienskappe, wil ek vooraf sê, dis die reinheid van God, dis die geregtigheid van God, die heerlikheid van God, en sy genade en getrouheid, wat uit hom uit weerspieël word. Nou daar word spesifiek gesê, hierdie kleure wat uit hom uitstraal. Nou, elkeen van hierdie kleure, is dit vir ons belangrik, nee, om al hierdie eienskappe van God ter harte te neem, en weer eens is dit belangrik vir ons om dit te onthou. En nou, is dit vir ons, sê ander om 'n manier te kry om daai kleure te onthou, maar weet jy wat baie interessant was, toe ek hierdie kleure lees, want ek gaan lees nou wat is hierdie kleure, dit is in ons gewone taal is dit eintlik groen, en dis 'n helder kleur, dis blou en 'n bloedrooi kleur.
En toe ek het so lees, toe dog ek, maar dis baie toevallig, maar die vensters in ons kerk het daar die klere. En ek dog toe maar, dit is dan bitter toevallig, dat jy weet, ons kerk daai klere het. En nou weer eens is dit ook belangrik, hierdie troon, hierdie klere word beskryf in, dis eintlik 'n tipe klip, wat as die lig daarop skyn, dan het hierdie kleur wat dit uitstraal. So ek besef toe maar, dit is nogal baie hoe ons vensters lyk. Weet en ek dog toe, okay, maar kom ons gaan kyk bietjie dalk. Jy weet, is daar 'n rede daarvoor en ek gaan kyk toe, hoekom het kerke hulle vensters so gemaak? Jy weet, en ek het altyd gedog is een of ander modegier, want moderne kerke wil dit mos nie meer hê nie. So, jy weet, ek dog is een of ander modegier of iets soos dit. Maar ek sien toe nee, dit was juis om hierdie beelde wat ons sien in Openbaring en Esegiel, om wat die teenwoordigheid van die Here vir ons in 'n manier sigbaar maak. Dit is wat hulle probeer doen het daardeur, deur die venster. Dit gee vir mense 'n nuwe waardering. Maar my doel, geliefdes, is as jy weer hierdie klere sien in die kerk, dan laat dit jy herinner aan die eienskappe van die Here. En weet, het was iets mooi, ons is nou al 'n bietjie verblyk, maar dit was die idee met hierdie klere en wat die tipe glas wat gebruik is, was om dit te weerspieël, om hierdie atmosfeer te skep van die teenwoordigheid van die Here. So ek begin vir ons by hierdie klere wat vir ons gegee word en dit herinner ons aan God se eienskappe. Die eerste een is jaspis. Dit is die Griekse woord. Nou hulle het in die nuwe vertaling noem hulle dit opaal om vir ons 'n bietjie meer 'n idee te gee van wat dit is. Maar dis 'n baie helder kleur. Dit daai geel wat ons sien, laat 'n mens dink aan die son, nê. En as mens nou aan die son se lig dink, dan is dit eintlik nie 'n kleur nie. Nee, dit is eintlik 'n helder, mens kan dit nie sien nie. Weer ons het laasweek bietjie daarna gekyk. Mens kan nie in die son kyk nie. Nee, want dit is te helder. Maar dit is hierdie tipe lig wat uit hom uitsaam. Maar die blou, laat ons ook bietjie daaraan dink, want as mens na die lig kyk, na die hemel kyk, dan sit ons blou. Nee, so die geel en die blou moet u daaraan herinner. Nou wat doen hierdie kleur? As 'n mens dink aan die son se lig. Nee, dit is suiwer. Dis 'n suiwer lig en dit is eintlik ook, dit word vergelyk met die lig wat uit 'n diamant kom en dis suiwer, dis skoon. Nee, nou die blou, laat mens waaraan dink? Ook water. Nee, wat doen 'n mens met water? Of as iets vuil is, nee, wat gebruik jy om dit skoon te maak? Jy gebruik water, nee. Dit herinner ons aan die doop, maar dis die kleurloosheid daarvan. Dis die suiwerheid en die reinheid van God. Nou wat beteken dit, dat God rein is? Ons weet hy's rein, maar wat moet dit vir ons beteken? Geliefdes, dit beteken, daar's geen sonde in God nie. As enig in die hemel is dit vry en skoon van sonde. En jy kan dink, nee, eintlik is dit wat ons almal soek. Nee, as ons dink 'n land is rein, nee, van sonde, dan gaan daar nie polisie nodig wees nie, want niemand doen misdaad nie. Daar gaan nie howe nodig wees nie, want niemand gaan beklei nie. En daar gaan niemand, jy weet, ons gaan nie heininge hê nie, want jy weet, niemand gaan wil inbreek nie. Nee, ons kan eintlik hierdie land net in 'n fantasie verbeel. Nee, so dit is die reinheid van God is belangrik om te weet en om te weet die oordeele wat kom is om die wêreld te reinig. En dit is wat God vir ons wil wys. Nou die tweede kleur is sardis, wat dis die Griekse woord, die karneol is die nuwer vertalingssin, maar die kleur in ons taal is die rooi. Nou ons sal sien daai dis so bloedrooi. As ons aan rooi dink, waaraan laat dit ons dink? Dit laat ons dink aan die bloed van Jesus. Nee, so dit wys vir ons op die geregtigheid van God. Nou, ek probeer gewoonlik nie te moeilike woorde gebruik nie, maar vandag moet ons maar. Nee, as ons na Jesus kyk, dan sien ons die geregtigheid van God. Toe hy vir ons gesterf het aan die kruis en sy bloed gevloei het. Want ons kan baie keer, as ons dit nou beter wil verstaan, dan kan ons die vraag vra, hoekom moes Jesus gesterf het? Hoekom kon God nie net gesê het, okay, wel, ek vergewe alle sondes nie, ek laat die sonde net ongestraf bly nie? Hoekom kan God dit nie gedoen het nie? Hoekom moes Christus gesterf het en sy bloed laat vloei het? En die antwoord, geliefdes, is want God is regverdig
en dit is sy geregtigheid word juis daarin gesien, dat hy die sonde haat, en dat hy die sonde heeltemal wil verwyder. Want God is sondeloos, en hy wil hê die wêreld moet so daartoe streef, en die hemel is sondeloos. God is perfek, en God kan nie die sonde verdra nie, so hy wil dit vernietig en heeltemal wegkry. En daarom is dit altyd, jy weet, maklik, jy weet, baie keer sal ons dink, okay, maar hoekom is regverdigheid nodig? Hoekom kan God nie maar net sonde vergewe nie? Is maklik om te sê as ek sonde doen. Nee. Maar wat van as daar sonde teen my gedoen word? Of wat van as ek twee mense sien sondig, hierdie een wat die sonde doen, jy weet, is maklik om hom te vergewe, maar hierdie een wat ly onder die sonde, jy weet, as hy sê maar God straf dit nie, of God doen niks daar nie, dan sal hy vra, maar wat se geregtigheid is dit? Wat se regverdigheid is dit? Dis bitter onregverdig. So God wys, die sonde moet gestraf word. Dit moet vernietig word. Nee, so, dis hoekom God die mens suiwer van sonde, is dat dit kan gebeur. Nou geliefdes, jy weet, daar is 'n groot troos vir die gelowige daarin. Want God se oordeel is liefdevol. Omdat God sy volle oordeel uitstort op Jesus. Jesus dra hierdie straf. Ons kan sien hoe baie God die sonde haat in die oordeel wat oor Christus kom, wat heeltemal glad nie dit verdien het nie. En ons sien die genade en die barmhartigheid van God in sy oordeel. So in die wêreldgeskiedenis het ons reeds gesien, nee, hoe God die sonde vernietig en dat hy ook vir ons 'n weg gegee het, daaruit. Nee, die Here los ons nie net op die wêreld in die sonde en vernietig dit nie, maar hy bring vir ons 'n uitweg. Die geloof in sy seun maak dat ons God se merk ontvang en dat ons die volle oordeel, die hel, dat ons dat dit nie op ons kom nie, maar dat dit op Christus was. Nou geliefdes, die laaste kleur is die van 'n reënboog. Dis 'n reënboog, maar dit het die glans van so groen skynsel. Dis smarag, is natuurlik die naam, maar smarag is in ons taal is dit so groen skynsel. Nou waarom laat groene mens dink? Dis nou groen. Hoekom het dit nou weer groen geword? Want dit is somer. Ons het water gekry, dinge begin weer groei. Nee, dit gee vir mens hoop. Weet jy, aan die einde van die winter, as dinge weer begin moeilik raak, as die voer ophou, en mens voel, joh, dit raak moeilik en dit raak lank, dan gee dit mens hoop, dat die somer weer kom, daar kom weer lewe daaruit, en dit is wat die Here vir ons gee, herinner ons, hierdie groen skynsel is die lewe wat kom, en weer eens die reënboog, waarin laat die reënboog mens dink, en die reënboog herinner ons aan God se verbond, nee, wat hy met Noag gemaak het, dat die oordeel moes gekom het oor die wêreld, en dit het gekom, maar God vernietig nie die hele wêreld nie. Hy begin oor met Noag, en hy gee die ark vir Noag, dat hy en sy huisgesin gered kan word. Daarom die wonderlike genade wat die Here ook vir ons wys. Ons sien sy getrouheid. Nee, God gesê, nooit weer sal daar water die hele wêreld oorstreem nie. God getrou gebly daarin, alhoewel die wêreld dit verdien, gee God ook weer vir ons uitweg, dat ons geloof in Jesus kan hê, dat ons beskerm word van hierdie oordeel wat kom. Nou geliefdes, dit herinner ons aan God se getrouheid, en dat hy ook lewe gee, en dat dit by hom te vind is. Nou baie belangrike ding ook, die reënboog, waarin herinner dit ons ook? Nee, dis deel van die skepingsverhaal, en die skepingsverhaal herinner ons dat God die wêreld geskep het. Dat hy die een is wat reg het om te oordeel, omdat hy die wêreld geskep het, het hy die reg om te oordeel, en hy kan dit doen soos wat hy weet goed is. En herinner ons aan die goedheid van die Here. En daarom, die herinnering, dat al die eer, al die mag, en al die heerlikheid, kom God toe. En, want baie keer kan 'n mens vra, maar hoekom oordeel God op hierdie manier, en hoekom dit nie, en hier is dit herinnering, God se grootheid, is groter as wat ons kan indink. En daarom kan ons
word ons daarin herinner, dat God doen dit op die manier wat hy weet goed is. Nou geliefdes, hierdie genade, wat hierdie groen skynsel het uit die reënboog, wat God se liefde en sy geregtigheid weerspieël, die rooi wat sy genade en barmhartigheid en sy liefde ons aan herinner, die reinheid van die sonlig wat ons gesien het. Hierdie goeders is nodig om vir ons insig te gee en wysheid te gee oor die manier hoe God oordeel en wat hy oordeel. Maar dit gee ook vir ons die hoop dat God die beskerming vir ons bied teen dit. En as ons glo, en dan ontvang ons daai beskerming. En hierdie eienskappe is ook vir ons nodig om te besef dat ons die nodige respek in ons aanbidding van die Here het. Dat ons die nodige erkenning vir God moet gee. En jy weet, hoe meer mense ontzag en mense respek vir die Here word, hoe meer word die gehoorsaamheid en die manier van gehoorsaamheid en die respek. Dis uit en uit nodig. Jy weet, die kerk is 'n heilige plek en die nodige respek is nodig vir die Here. En jy weet, ons lewe in 'n tyd waar mense weet al hoe minder en minder die Here respekteer. En dis iets wat ons nie moet vergeet nie. Nou, geliefdes, om ook te verstaan waarvoor God ons as kerk geroep het, om rein te gaan lewe, om reinheid te gaan bevorder, om die liefde, maar die liefde wat saam met die geregtigheid en die regverdigheid van God kom, dit gee ook vir ons die nodige waardering, nee, om te weet, wanneer ons hierdie beeld van God sien en weet, ons moet eintlik vernietig word. Ons kan nie in die heerlikheid van God staan nie. Dis 'n herinnering daarvan, dat ons ook weer die nodige waardering wat nodig is, om te weet, maar God het vir ons 'n weg gemaak deur Christus. En dan laastens, jy weet, wanneer ons deur moeilike tye gaan, deur slegte goed gaan, jy weet, leer dit ons ook waarvoor om te bid. Volgende week kyk ons na gebed, is 'n rol in hierdie dinge, maar weer eens om te weet, dinge is nie buite God se beheer nie. En vir ons, wanneer ons bid, om te weet, maar ons moet bid vir reiniging. Hierdie goed gebeur nie net vir ons om aan die kant te aanskou nie. Ons neem deel in gebed en ons vra vir die Here vir suiwering en ons leer mense om rein te lewe. En dit gee vir ons die geleentheid om God te gaan openbaar aan die wêreld, om vir hulle te wys wie God is en hulle te herinner om te lewe soos God. En maar wanneer ek ook bid, nie wanneer ek dalk deur hierdie moeilike tyd gaan, om te weet waarvoor om te bid, dat ons bid dat die Here ons sal suiwer, dat ons bid dat die Here ons sal heilig maak en dat hy ons sal dra hierdeur en dit sal doen juis sodat ons God se lig kan gaan reflekteer in die wêreld. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons magtige Vader, Heer, wat 'n wonderlike voorreg om 'n oogblink te gehad het van u troonkamer, Heer, om al die eienskappe te sien. Heer, aan die een kant is dit vreesaanjaend, maar aan die ander kant is dit troostend, en om te weet, Heer, dat ons op geen manier u kan nader nie. Heer, wat 'n wonderlike genade dat u vir ons 'n weg gemaak het deur u seun. Heer Jesus, Heer, u is ons koning. Ons vra dat deur die Gees kom versterk ons in die geloof. En laat ons volhard, en help ons om te groei. Vader, dankie vir u getrouheid, dat ons kan sien in die reënboog, in die reinheid en u genade. Heer, dankie dat u vir ons dit alles bewerk het. En ons wil u loof en prys, Heer, u is in beheer, u regeer oor die wêreld. Heer, en u regeer ook, daar waar u in die harte van mense regeer, Heer, kom word die heerlikheid meer sigbaar, en daarom vra ons, Heer, kom regeer so in ons harte, maak ons gehoorsaam, sodat ons u heerlikheid kan sigbaar maak in die wêreld. Kom werk so in ons harte. Weer ons loof en prys u vir alles wat u doen en wie u is. Heer, aan u kom alle mag, alle krag. Heer, u het alles geskep en u is waardig. U loof en prys daarvoor. Heer, kom vergewe al ons sondes wat ons weer en weer doen. Heer, en dankie dat ons ook weet dat u sal ons toekomstige sonde ook vergewe. Maar Heer, waar ons vassit daarin, kom wys ons dit en help ons om los te breek daarvan.
Bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met Here Jesus, U skyn oor almal. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Openbaring 22 vers 20. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus sal by almal wees. Amen.